Goeienaand en welkom by nog 'n uitsending van Stoom saam met oom Sit. Coach, hoe gaan dit daar? Oom Sit man, dis vir my 'n wonderlike voorreg om weer hier te wees in ons 1.3 miljoen followers se sitkamers en op hulle skerms. Ek weet nie Oom Sit, die ander ding is ek moet so aan my kop vat, want die hele ding in die Oeverberg is op sy kop. Hier gaan nou baie dinge aan. Ja, daai 1.3 miljoen laat my nou dink ons is amper soos in die middelsirkel. Yes. Want Town is mos 1.2. Yes. Ek verstaan Safkol is 1.5. Yes. So ons hang maar hier in die middel. Ons het ook groen in. Yes, ons groei. By die dag, ons eendag die dag blaas ons binne in Safie se nek. Ja, nee, van my kant af baie dankie en welkom aan elke kyker hierso op die stel. Is vir ons is vir my 'n groot plesier altyd as ek sien hoe die page groei en die mense wat kyk daarna en soms as ek in die straat loop of ek kom op 'n plek die mense wat vir my baie positiewe kommentaar lewer. Maar kos laat ons begin met die sake jong van die week. Ek moet sê, Oom Sit, ek wil hierdie manne spesiaal geluk wens. Trevor Bruckels, Jason Abrams en die hele bestuur van Tes United. Hulle het hulle eerste oorwinning behaal. Ek dink dit was op Klipdale sportgronde. Hulle het hulle eerste oorwinning behaal en ek wil vir die manne sê, well done boys, well done. Dit lyk my jong daai sou daarso by Boland op die page het sommer vir hulle nuwe woema gegee. Ek sê nou Oom Sit, Ja nee, baie geluk Trevor en Tes United daarso. Yes. Jy weet ons volg vir julle. Ons is baie opgewonde. Dit moes een of ander tyd kom. En nou kan julle, soos hulle sê, nou kan julle net gaan van hoogtes tot nog hoogtes. Ja, Oom Sit, en dan, daar was 'n groot derby aan. Ek het gepraat met ons korrespondent, Ricardo. Die derby was in die streek uitdaging mos. Tussen die Log Leaders en die span wat derde lê. Struisbaai teen die Log Leaders Seahawks. Okay. Seahawks het daai enetjie deurgetrek. Hulle wen hom maar dit was baie goeie rugby soos ek verstaan. Die beide spanne het gevoel dat hulle het 'n kans reg deur die wedstryd. So dit was baie goeie rugby wat opgedis was. Ja, mense is altyd baie opgewonde as jy hoor dat bure goeie verhoudinge nastreef en goeie verhoudinge bou. En dat jy dat hy spanne die beste uit mekaar het al. En ja, ons wil vir Seahawks geluk sê met daardie oorwinning, maar terselfdertyd wil ons ook vir Struisbaai applaus. Yes, vir alle bydrae en die manier hoe hulle ook vir Seahawks aangevat het op die veld. Om aan die einde van die dag ook vir hulle supporters te wys, maar hulle is hierso. Ja, en dan natuurlik wil ek ook gelukwensing doen aan die nuwe gekoopteerde lid daar by Seahawks. Ricardo Tennyson sê dis sy regterhand op en van die veld af. Poele Ratzenburg. Ons wil hom net ook sê welkom daar by Struisbaai, die man bly mos deesdae daar. Is Poele nou as hy nou so 'n gesant daarso van Struisbaai se kant af. Yes, die man is daar besig met sy goedjies. Hy is in Struisbaai en soos Ricardo sê, "Sjoe, dis sy regterhand." Ja, baie geluk Poele. Jy's mos ook daarso op radio Caledon FM. Hy was baie lank klas want hy is mos nou maar wanneer hy ons besoek as hy in. Ja nee, want kyk, hy bly mos deel van die furniture. Yes. So hy sit net sy rol nou voort op 'n ander plek. Yes. En die mense is altyd bly verstaan as jy steeds betrokke is en 'n bydrae wil maak. Yes, die man het blykbaar nou viskwotas ook en dit gaan goed. Ja, jong, ons sal daar Ons sal Here broer, hoe jy so gekom jong? Ons moet hy man besoek. Ja, weet jy, ek wil 'n bietjie praat oor die lok. Baie interessant wat daar gebeur in die eerste in sone 1. Daarso sien ons lê Seahawks op 46 punte en dan Stanford is op 40. Struisbaai is op 24, Elam is op 23. Athletics is vir my bietjie teleurstellend. 22, Napier 20, Creighton is 19 en dan
Die Bulldogs. Die Bulldogs, die manne wat die hakka sê, die hele nag. Maar dit lyk my jong, dit is vir hulle nag, hulle is op 0. Ek dink hulle moet ietsie verander, net ietsie. Net as ietsie, net 'n shift dit in een of ander manier en dan sal hulle 'n bietjie sterker deurkom. Miskien moet jy hy ding wat hulle noem die hakka los man. Nee, maar ek Want dink want ek weet die manne sê na die Bulldogs het nou so 'n tipe van 'n aandoening. ja, maar ek dink wat gebeur coach, ek het eintlik groot respek vir Jalle Stroom. Korrek, ja. Vir die feit dat hulle gekom het tot in die streek uitdaag. En hulle het goeie rugby gesien, maar die probleem by hulle, dit was gevangenes. Korrek, ja. En van tyd tot tyd nou het hulle miskien nog net 'n lekker span. Dan moet 2 of 3 van hy gevangenes Word vrygelaat, dan ja. word vrygelaat. En dit is eintlik dink ek wat vir hulle knie helder. So nee, ek is baie opgewonde en ek hou daarvan altyd om Jalle Stroom se wedstryd te gaan kyk. Ek like sy hakka. Hulle doen dit met soveel passie en wanneer hulle speel ook man. Hulle speel regtig met soveel passie verstaan en die ouens het was vir hulle net 'n lekker jol man. So hulle ja natuurlik nie hulle kom Hulle geniet hulle rugby. so. Daar het ek gesien dat die spanbestuur hy hardloop op die veld om 'n bakkie te vat, vinniger as die vleer. Die hoe wat hy man kan nie wag om op die veld te kom nie. So heads off ten wat die manne daar doen. Ja, as ek terugkom na die lok toe hierso in die sone 1, Seahawks is die span wat geklop moet word. En as hulle nie nou een of 'n knock of so vat nie, dan kan ek nie sien hoe hulle ingehaal kan word nie. Hulle is die lokleaders met 6 punte. Yes, Universals is tweede. Is maar 40. So ja, dit lyk my Seahawks het goeie beplanning gedoen hierdie jaar. Ons praat heel jaar oor en hulle is on track met dit hulle doelwit om aan die einde van die dag volgende jaar as die Here ons spaar om in die groot uitdaging te speel. Maar ek sien uit die Ross is al klaar besig met Seahawks. Jy met die goed los, bepaal jou eers. Bepaal jy jou eers by die groot uitdaging. Hy plaas hierdie week toe soek hy skoor daarso saam met Gertsele. Toe sak hy dit af. Hulle moet nie dink as hulle volgende jaar in die groot uitdaging speel, dis 'n derby nie. Want hulle bly nie op een dorp nie. Hoe het jy so gekom in hier? Ja, nee. Ek geniet die bendes, jong. Die ouens is altyd bring altyd iets na die party Korrek, toe. ja. Maar dat is alles in 'n goeie gees verstaan. Ja. Coach, ek dink ons skuif sommer hier na die groot uitdaging. Nou wat ons praat van ID Rose, dat ons sommer daar inklim. Ons vat hom daar vanaf. Raso is so die poort na die Oeverberg toe. Raso by die N2 daar by Grabouw. Ek kom terug. Die Rangers manne was vol moed. Amper soos ek sê ek is armoedmakers vol moed. Vol moed, ja, hier Grabouw toe. En hulle het Grabouw het daai enetjie gewen met 'n punt. Maar is ook in die dying moments. In die dying moments. Net soos op Caledon. Wat hulle hier verloor het met 2 punte het hulle om daar Gewen. Ja, die duis het toe net in hulle guns moes nou gerol. Maar daar's 'n man wat toe bitter ongelukkig is. Bitter ongelukkig is oor die last minute wen van Grabouw. Ja, die ou se stomp was duidelik te swak geweest. Ja, hy het gesê hy kom met sy stomp. Ek dink hy moes 2 keer McGregor toe stap. Hy het net 1 keer gegaan. En daai man is natuurlik Danny Boy. Danny Boy, ons het 'n klip van hom. Ons het 'n klip, miskien speel ons hom gou vinnig. Ja, laat ons gou daai klip luister daarso van ou Danny Boy. Maar die ouens baie ongelukkig, ek het gesien hoe praat hy daarso. Ek het julle hout hier kamera. En julle Nee, ou sê eintlik was daarso. Ek vang hulle sommer. Dis jy. Maar Hy ek het 'n geef back probleem met met seker Danny. kos op die tas. Dis altyd Ah, weer gerop. Ja. En dan Aan mekaar gerop. Julle Julle kan julle hande gehad. hierdie was dit winnen en Safdie, maar lyk nie al die spanne teen wen. Ek het julle hout hier kamera. En julle Ja. Kom ons luister wat hy sê. Danny boy. Dis jy. Hy geef back met seker kos op die tas. Ah, weer gerop. Ja. Aan mekaar gerop. Op mekaar. Julle kan julle hande gehad. Ja nee, kyk daar het julle dit nou mense. Dis Danny Boy op sy beste, maar vir my interessant. Die ou lyk nog. Nee, die man was op en wakker. Die ou is op en wakker en die feit dat hy uitgeturn het. Yes. Hy's mos nie 'n man wat uitturn nie. Yes. Verstaan? So Danny Boy nie vir die video nie, nie vir die beskuldiging dat die manne gehop het nie. Net die feit verstaan dat jy gewys het vir die manne.
jy turn uit. Yes, hy het mos gesê hulle moet stop by die boot, dat hy net water slaan. En daai waterslaat lyk my was te min. Ja, maar nou het hy alweer in die week begin met Botrivier, met Hopla. Hy sê hulle Guptas, hulle gaan nie wen op Parkstraat nie. So ek weet nie, ek gaan later praat met die Parkstraat. Ja, hulle het nog nooit 'n Parkstraat verloor, lyk my. Ja nee, kyk, ek is by jou baie eerlik. Yes. Lyk my Reinders het 'n bondgenoot in Parkstraat. Ek dink ons moet sommer gou daaroor praat. Ek is 'n bietjie teleurgesteld gewees verlede week. Ek het regtig gedog Botrivier gaan vir Caledon nyaga, maar as het nou daarby kom. Yes. Nou ek weet nie jong. Daai Parkstraat, ek is eerlikwaar, bring lyk dit my net die beste uit Daai manne uit. Ja. uit Reinders uit. So die verloor wat Botrivier verlede naweek gevat het in Caledon. Ek weet nie hoe die manne gaan step up na AD toe nie, want ek kan nou al vir jou sê môre 'n Parkstraat. Dis nie 'n grappie. Vra vir my, ek het 'n paar wedstryde het ek daarso gefotografeer en ek het gesien hoe groot manne huil as hulle val daarso op Parkstraat. En ons weet hoekom die mense Parkstraat toe gaan. Die munisipaliteit is op die stadium besig om te werk daarso op Glaskasteel. As upgradings en so word Parkstraat vir Rangers lyk dit vir my. Ja, ek hoop hulle is klaar gewerk as ons daar speel dat ons kan Glaskasteel toe maak. Ek het die boodskap gekry. Hulle sê alles is nog klaar. Hulle is nog klaar gespeel coach. Hulle sê julle sal Parkstraat toe kom. Ons wil skief. Nee, weet jy, daai Parkstraat bring net iets anders, verstaan, met die skare, die mense wat hier naby die veld is, verstaan jy, en die tiere aanmoedig, verstaan, al weet ons as hulle sperde, ons is maar nou daarmee verlief geneem, al verstaan. Maar ja, hierdie naweek, my geld is op Rangers. Ek dink hierdie naweek kry Botla, môre kry Botla nog 'n pak. Omsit was tot dusver nog heeltemal korrek met omsit se voorspellings hoor. Ek kan nou nie enigiets sê behalwe dat as omsit so sê, ja, sal dit so wees. Jy weet, ek sien David Lawrence het daar geskryf. Hy sê met die verloor verlede week van Botrivier en Caledon lyk dit my hulle kry nie 'n dividend, 'n return in investment nie. Ek het ook daaraan gedink omsit. En volgende week môre dan maak ook uit die jy het mos gesê, né? Ek het 'n paar goed maar hulle Hy het gesê elke jaar hy het al sy kop in die top 12. Hy moet net die knoppie druk om te sê okay, julle moet die klere maak. Yes. Dan is daar mos manne of spanne wat vir hom getackle het. Nou hy het gesê dis al wat hy gaan doen. Manne wat dink hulle kan hulle klere laat maak. Hy gaan hulle laat snuiwel. Hulle drome gaan gesnuiwel, hy gaan laat snuiwel daar op Parkstraat. En môre. Hy man sê môre en ek is jammer vir Botla. Sorry Botla. Tata my chance. Hy die maak klaar môre daarmee julle. Ja, die ding is omsit hulle speel, gaan ons nou na die games toe wat môre geskied of wat ons hom eers terugvat. Ons vat hom sommer so uit die speel mos nou môre teen Botrivier. Maar ons het mos nou sommer klaar gepredik, verstaan jy, daai pere is môre moeilik. Korrek, ja. Okay. Op die volgende wedstryd, ons kom ons nou af. Nou is ons by Caledon. Nee, ons moet nog eers gevier. Nee, ons was mos nou gewees in O ja, ons was hy kant, sorry. Ons kom die N2 af. Ons is nog weer by Botrivier. Botrivier, Caledon. Dat ek dink daai game kan man seker half basta klassifiseer as die game van die 2024 seisoen. Ek dink baie mense besef nie die effort wat Caledon moes maak om in die leeukuil te gaan wen nie. Dit was half boemenslik om dit daar te doen. Binne in die leeukuil vir Botla daar op Botrivier te wen sit nie in enige span se brok nie. Ja nee. Dit was 'n massiewe vertoning van Caledon. Ja, absoluut. Daar's 'n paar goed wat ek wil belig. En in die eerste plek wil ek sê
vir die bestuur van Botterivier. Hulle op die dag van hy wedstryd was die way verstaan hulle dissipline toegepas het. Ek moet vir hulle applaud daar. Yes. Absoluut, dat op 'n stadium was hy veld so vol en toe hoor ek die voorsitter sê nee, laat die mense gaan park op die B-veld, hulle moet net uitkom Correct, om ja. buitekant te kom Yes. staan. So ek moet regtig vir hulle applaud vir die manier verstaan hoe hulle die spectators en die mense tuis laat voel het. Korrek. Eerlikwaar. Korrek. Right. En om sit as man gaan kyk na die daar was duisende mense daar. So hulle veiligheidsplan en hulle organisasie en organisering van alles was pyk. Ja, right. Dan wil ek kom na die ref toe, die wedstryd. Ek wil 'n bietjie daaroor Yes. gepraat. Ek dink ons moet daaroor praat. Die ref. Ek sê vandag, ek dink daai ref wat daar geblaas het, ek ken hom nie. Ek dink ek het hom al een keer sien blaas, maar hy het 'n baie moeilike wedstryd gehad. Korrek. Ek was daar gewees en ek het op 'n stadium vir myself gesê, jong, die plofbare situasies wat aan die begin daar was, waar die manne mekaar rondpluk verstaan en die ouens wil net vuisslaan. En die way hy daai wedstryd hanteer het in die situasies ontlont het. Jy weet, op die stel as dit by refs kom, ons kruiser jou, maar ons gaan ook vir jou krediet gee verstaan. Korrek, ja. En ek moet sê, ek dink daar verdien die skeieregter van Boland verdien 'n plempie. Ons moet dit doen. Die laaste 10 minute dink ek vir daai ref was seker een van sy as hy vandag weer terugdink was seker een van sy moeilikste Dis korrek, ja. waar hy beslissings moet maak want in daai 10 minute moes hy ongelukkig vir Caledon heelwat straf. Ek het gekyk aan hy kant en mense sal nou sê Jesus, dit lyk met die ou wil seker die uitslag wil hy seker gekook het of iets, maar ek kan vir julle baie eerlik sê, ek was daar, ek het gekyk. Ek dink die ref was onspot. Hy het geblaas wat hy sien en ek reken verstaan jy Botterivier kan hulle net self blameer dat hulle daai wedstryd nie gedra het nie. Ek het in die week toe sê ek vir iemand, man moenie nou met my nonsens kom praat om vir my te kom vertel die ref moet seker nog 'n stukkie gekry het nie. Wat 'n ref meneer, sê ek nou vir jou, gaan omtrent 'n minuut voor afblaastyd. Botterivier is op die attack. Daar straf die Botterivier. Geef vir Caledon 'n penalty. Hy weet dan Caledon gaan nou daai bal speel en uitskop as die wedstryd klaar. Korrek. So ouens moenie vir my kom vertel verstaan jy dat daai ref verstaan was miskien besig verstaan om die wedstryd te gooi na Botterivier toe nie. Die tye en ek het baie videoklips gemaak verstaan jy wat die daai ouens straf verstaan, hulle was offside. So van my kant af die ref was vir my spot on verstaan. Ek kan nou nie klaar van die ref. Ek dink dit het 'n baie goeie wedstryd gehad en ek sê weer Botterivier kan hulle self net skop dat hulle in die laaste 10 minute nie kon gaan skoor nie. Right. Ja, omsit daar wil ek ook daar wil ek ook net iets byvoeg. Ons moet die kapteinskap van Pieterszoon Beste ook komplimenteer. Absoluut. Ek weet daar was 'n tyd waar hy die wedstryd gestop het en sy manne gesê het wag staan julle soontoe en vir die skeieregter gesê het, maar daai man het hulle geel kaart gekry en toe was daar hele gesprek daar rondom. En die manier wat hy dit gedoen het, moet ek hom ook soos hom sê applaud. Want sy leierskap was fenomenaal. Ek dink sy leierskap het 'n groot deel bygedra tot hy wen daar in Botterivier. Ja, maar weet jy die ou wat ek eintlik 'n medalje vanaand van hierdie stel wil gee is vir Fourie, Ja, Stefan. vir Stefan. Vir Stefan. Jy weet ek hou vir Stefan dop al 'n paar jaar wat hy vir Caledon speel. Kyk, daai is 'n eyster nie. Hy's terug. Maar en ek wil 'n bietjie stil staan hierso. Yes. En mense kan maar nou vir my kruiser hieroor. Ek dink ek moet dit van my bors af kry. Jy weet hierso ons is nog nie so hare kool nie, maar soms verstaan ek kom ons op my hart in. Yes, ons moet Jy sien Safkol was dit 'n tyd gelede daar wat Botterivier Saterdag was om spelers te slaan. Safkol het op 'n stadium vir hulle gesê nee, as ons die beste wil is in ons wedstryde wen, dan moet ons ons dissipline kyk. En ons weet waar Safkol vandag staan. Yes. Ek bring nou vir Safkol in. Yes, Want hy is hulle baie lank gelede. Dit is baie lank gelede. Yes, ek wil net sê, baie lank gelede. Hulle was bekend verstaan jy, hulle maak vir jou warm. Ja, baie lank gelede.
wat ek wil sê hierso, en as jy gaan kyk, die onderhoud verstaan jy wat ons gehou het, jy's met beste, sê hy daarso, dissipline wen wedstryde. Korrek, ja. OK, dit mag wees verstaan dat albei spanne 'n bietjie gepluk het en geslaan het, want op 'n stadium met die 2 geel het hy vir Caledon en vir die speler van 'n Botterivier afgesit. Maar wat vir my dwars in die kop steek, is die blaatante hoe verstaan jy, hulle vir Stefan vir hier getrap het. Onthou ek sit hier so, ek sien dit. Hoe slaan hulle om? En ek wil met eintlik wat daai ou moet 'n medalje kry die hoe hy Yes, hy nie vasgebyt het, wat ja. vasgebyt het. En twee goed, hy kon besluit dat hy gaan terugslaan. En dan kon daar 'n Engelse bekleierery op hy veld plaasvind dit. Imagine meneer. Hy sê hy kop het uitgehaak, hy het nie kop gehou nie. En hy slaan een van die van die breinspelers uit. Wat sou vandag wat sou nie in die koerant gewees het? Korrek, ja. Rasisme. Yes. Wit man slaan breinspelers. Yes. En die ding is dit verstaan jy, ek wil weer terugkom verstaan na Botterivier se bestuur. En Botterivier se coaching. Ek dink nie hulle het vir die spelers gesê om dit te doen nie. Ja. So die speler hierso, nie die klip nie. Korrek, ja. Die spelers verstaan jy moet begin 'n verantwoordelikheid Yes. vat. Daai tipe van spel hoort nie in In rugby rugby nie. nie. En ek het in die week het ek gesê, ek sou wonder, sê byvoorbeeld Caledon was 'n oorwegende wit span. En Stefan was 'n breinou. En Botterivier was 'n wit span. En Correct, daai ja. wit spelers het daai breinou geklop. Ons moet daaroor praat, Ons coach. moet daaroor praat, nee, Ons kan nie die goed toelaat nie. Ons en- kan nie langs die veld sit. Ek kan nie eens 'n verslaggewer langs die veld sit. Ek sien die goed gebeur en dan blyk stil. En dit geld nie net vir Botterivier nie. Se spelerie en Yes. en Ons ek gaan sê nog by ander weer goedjies kom ook. en ek sê weer ek applaud die bestuur van Correct, Botterivier. Ek weet hulle sê die speler moet verantwoordelikheid vat, maar ook ander spelers. Hierdie gesprek geld eintlik vir ander Alle- spelers en ook vir al die verstaan. klubs. En vir al die klubs, nie net in Boland nie, oral in die land verstaan. Gaan uit en speel rugby want as jong kinders wat vir jou as 'n ster sien. En nou sien hulle hierdie tipe van goed. Nou gaan speel, hy skole rugby. Dan wil hy ook daai tipe van goed gaan doen. Watter tipe van rolmodel is ek besig verstaan jy? Ja, ek hoop regtig dat Botterivier self verstaan jy doen 'n investigation. Ek glo en ek vertrou en ek het groot vertroue in hulle bestuur verstaan. Ek dink hulle sal 'n bietjie kyk na die ding. Maar ek moes dit van my bors af kry verstaan en van my hart af kry verstaan. Ek dink dit is verkeerd wat daar plaasgevind het. Ons kan nie op die veld kom verstaan jy met die intensie verstaan om ons opponent seer te maak. Ek weet in die heat of the moment soms klop jy die ou. Okay, ons gaan daarso na Claremont toe. Ja. Claremont het nie gespeel nie. Claremont het 'n baie gehad, ja. Maar dan kap ons sommer daar na Houston toe. Ja, maar Houston het gaatjie toe gegaan. Ja, maar ons gaan mos sommer daar verby Yes. staan wat om. Hulle Ons het nog in die gat. Houston is in die gat gewees. Daar het nie wamboes. Soos die manne sê, die wamboes. Maar Houston het daai enetjie, ek lees op sosiale media, hulle sê jy kan nie die eerste 3 druk en dan dink jy het die wedstryd gewen nie. O, so julle sê die Wamboes het eers Ja, dis wat ek lees daar op die Noels, hoe het page. jy so gekom man? En toe sê jy kan nie dink jy die wedstryd gewen nie. Maar Houston het daai enetjie deurgetrek. 15-35. Dis korrek. Bonus point en ek dink hulle is nou in die 3de plek. Ja, hulle lê in die 3de plek. Gemaklik in die 3de plek. Ons gaan net op by die Loks kom. Yes. Bietjie kyk daar na die Loks. En dan die wedstryd Genadendal en Verliesdorp. Nee, ons gaan eers gewies toe. Is die nader daai kan. Ons kom sommer daar om. Ja. Ons kom ons weer met die N2 op. Yes, korrek, ja. Nee, daai die wedstryd Refusie in teen Safkol wen daai ene. Hulle moes gaan vir 'n groot telling as gevolg van die feit dat as daar gelykop uitslag is op Botterivier dat Caledon 2de plek inneem en Safies eerste plek as gevolg van die point difference. So dit was eintlik een van die doelwitte wat gestel was. Ja nee, dis altyd lekker vir my om daar by Refusie en rugby te kyk. Is altyd lekker. Die mense is vriendelik en so verstaan. Maar as dit al wat ons wil praat daar oor rugby's. Ek weet nie wat ons sit nog wil sê nie. Jong man, ek het 'n ander saak gehoor, jong. 'n lelike ding het gebeur.
'n lelike ding het gebeur. Hulle sê een van die afrigters daarso op van Safkol was as die vlerke amper gevat. Jy kon net seker voetjies in die lug sien. So het hulle ook gesê jy maar daar buite kan staan. You can just follow my eyes. Kijk, Maar ons gaan nie uitbrei. Safkol is heeltemal onskuldig in die ding. Jy kan nie 'n ou wat te veel kennis het van die span wat jy teen speel te na aan die spel. Ja nee, ons gaan nie nou eintlik daarop Dit uitbrei is nie. hoekom ek maar liewerste Maar buitekant was. ek sou graag hy prent wou sien, hy groot man verstaan wat jy net sien sulke wielietjies wat so hang. Ja. Ek was nie veld. Right, ons gaan daarso daar lyk my daar het ook 'n paar goed gebeur. Genade en verlies op coach. Hey, vat ons gou daar. Genadendal het ons gesê gaan wen. Ons het gesê Genadendal gaan wen. Want hulle is dik van verloor. So ons het gesê hulle gaan wen, want hulle is absoluut dik verloor. En hulle het teruggehop van 'n 50 tellinge wat hulle gekry het die vorige naweek en hulle het vir verlies op ore aangesit. 2019. 2019 wen hulle dit. Ek is baie bly dat Genadendal die knoop deurak. Hulle het nie op kanaal gespeel. Hulle het op Genadendal gespeel. Die test was daar, maar hulle het nie die test die jaar gebruik nie. Wat het daar gebeur? Ek hoor daar was op 'n onsie. Ons sê ek hoor. Ek het ook dit gehoor. So niemand kan ons twee kom aanval as hulle miskien ander inligting het nie. Maar ek het ook gehoor dat die man net moes toe 'n lap of honor gedoen vir hulle spectators. Maar nou jy moes nie net genaal spectators nie. Jy moet nou ander spectators ook al langs die draad. En toe, soos ek die ding verstaan, toe vlieg er 'n paar bottels binne toe. En toe was haar skermutseling, nou die manne praat. Elke keer as ek die storie lees, dis nou al waar hulle die bestuurslid van Genaal op 'n stretser verwyder. Maar maar daar kom ons Amerikaan net erger stories by, maar dis nou regtig nou net nonsenspratery. Dit is nie so erg nie. 40 sekondes 'n minuut sê hulle toets alles verby. Amper soos kapok eintjies, net mekaar 'n bietjie. Ja, net so gepik. Pok. Yes, maar daar was 'n bestuurslid by, soos ek verstaan. Maar ek het kontak gemaak met ons korrespondent daar, maar hulle kon nie te veel uitlap nie. So ek vermoed dat Daar's 'n saak na Boland toe. die mense het Elvisia se advies gevolg of haar aksies gevolg en 'n lang brief geskryf. Ek wonder my of dit die pastoor is wat hierdie ding dryf. Die pastoor, lyk my jy sien 'n Paulus 5 met jou sakke. Hy sien 'n 5 jaar. Ja nee, ons Lang brief geskryf en ek weet nie watter ander klubs ook nog lang briewe geskryf het of gaan skryf of het geskryf nie, maar op hierdie stadium wat vir my bietjie, ek weet nie wat die woord wat ek nou na soekie, maar vir my bietjie laat dink is, as ek in 'n skram is en ek word daar aangerand en ek kom uit die skram uit. Die skeieregter het my mos gesien toe ek ingaan. Hy staan daar. En dan sien hy mos vir my as ek uitkom. Dit is mos eintlik sy plig om dit aan te spreek. Ek praat nou van die Stefan geval. ja, maar so- baie keer yes. verstaan jy alle beskeidregter om en hy merk hy nie op nie. Verstaan Nee, wat ek sê is, as hy my gesien ingaan het hy my gesien uitkom. So as dit herhaalde kere gebeur het, dan is dit nie vir my aanvaarbaar nie. Maar dit is my opinie, dit tel ook maar vir niks. Ja, ek dink ons het amper aan die einde gekom van vanaand se sommer. Ek wil praat oor die wedstryd môre op Caledon Claremont. Ek dink dit gaan ook 'n harde een wees. Ek sien iemand sê op sosiale media. Omsit het gesê Caledon is nou by die 60 meter. En Caledon gaan baie moeilik gestop word. Ja, hulle is nou by 70. Hulle is by 70 en hulle het volkomme momentum. En weer eens, soos by die Boston se wedstryd teen Genadendal, was Omsit reg. Omsit was weer reg oor die Botterfield Caledon game en Omsit
ek glo is 3 times lucky. Ek dink om sit is daai Parkstraat ene gaan om sit ook heel moontlik reg wees. Maar wat ek wil sê is daar lees ek hulle sê Caledon kan nie by die huis speel nie. Want hulle sukkel maar teen by die huis. Maar hulle het gesukkel teen Grabouw en ek weet nie teen wie almal het hulle by die huis gesukkel nie. So as daar ooit 'n kans was vir Claremont om in die game te kom, moet hulle Caledon by die huis vat. Ja, ek stem saam met jou, maar daar sal Elvisia se voorry, se stitte. Daar sal hulle moet step up môre. Is daar nog Wambus beskikbaar? Nee, ek weet nie wie daar is nie, maar as hulle die wedstryd wil wen môre teen Caledon, dan sal hulle in die voorry, sal hulle moet step up. Want ek sê vir daar is nie gelyk op die stadium vir my wat Fourie en 'n man soos Clarence en Dillon. Nee, daai man is eisters. En ek weet nie of die kaptein gaan speel. Ek het gesien verlede week hy's hinkepink Hy's daar in die hinkepink, veld. ja, maar hy So staf. ons sal maar kyk wat daar gebeur. Maar my geld môre ek sit hier met 'n geel mic, maar ek dink Elvisa gaan môre. Caledon gaan môre 'n nok vat. Julle kan dit so lank skryf. Moenie vir my kwaad wees, Caledon, en sê ek is maar net ek gee maar net my siening Yes. van hierdie platform af. Van hierdie platform af, ja. Nee, ek hoop PJ speel. Ek hoop die kaptein speel. Hy is kliphard. So hy sal as hy kan sal hy. Ja. Hy moet half in gips wees voor hy nie kan speel nie. Ja. Want hy weet die belangrikheid nou want kom ons kyk Safkool speel Gansbaai in Grabouw. Ja, nee, maar dis weer 100. So wat nou gaat gebeur is Safkool moet 5 kry. Safkool moet die points difference opjaag. Gaan miskien nie maklik wees nie, maar dis wat hulle moet doen. Daai is die goal. Caledon speel vir Claremont Op Caledon. op Caledon. As Caledon net 4 punte kry, dan Saf is verby. Ja, maar coach, as 'n brandhout. Caledon verloor môre op Caledon teen Claremont. En dis hier asie. Dis 'n feit. Dis 'n feit. Okay, dis dat maar wat ek wil sê is dan gly en dan om dan die Here se manne intaal gaan 'n massiewe taak wees. Caledon het 2 groot games oor. Is nog Safkool en dan hulle moet nog Parkstraat toe gaan. Parkstraat toe en Houston. En Houston het hulle mos daar het hulle nie Houston daar gespeel, Houston moet nog hiernatoe kom. En dan Botla moet nog Safies toe kom. Daai gaan ook 'n grootte wees. En Safies moet nog Parkstraat toe. So daar lê nog uitdagings op die pad. Ja. Ek dink volgende week gaan ons 'n bietjie na môre se wedstryd ons volgende week 'n bietjie praat hoe die ding gaan uitspeel. Dis korrek, ja. Maar ons jong, ons het daar weer gekom aan die einde van vanaand se show. Van my kant af, goeienaand. Ja, en van my kant af, vat dit easy bro. Coach, hy's uit.